Goeiemôre almal, welkom by NG Kerk Umhlanga, lekker om julle almal te sien. Welkom ook aan enige besoekers. Ons gaan 'n paar liedjies voorsang sing, ek dink so 3. So kom ons staan op en dan loof en prys ons die Here. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, ere, lof en majesteit. Soos in die hemele en ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, ere, lof en majesteit. Soos in die hemele en ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgekleer, en die openbaar oor hom getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeur, en die leë graf verkondig steeds dat hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, ere, lof en majesteit. Soos in die hemele en ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan hom kom toe die eer en heerlikheid. Aan hom kom toe die eer en heerlikheid. Bring hom hulde. Ons bly net so staan en dan sing ons Halleluja in my hart. God van vreugde, God van vrede, God van lewe en bovenal. God oor my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid en bovenal. God oor my, God oor my, en die hemel straal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja. Halleluja. God van almag, God van krag, God oor die nasies en bovenal. God oor my, God van verlossing, God van genade, God van vergifnis en bovenal. God oor my,
arm vir ewig en ewig. Ons sal sing halleluja. Ons sal sing halleluja. Kom ons sit en dan sluit ons af met Heer Jesus, my redder. Heer Jesus, my redder, Heer, daar is niemand soos U. Laat elke dag alles wat ek doen vol wees van die liefde, Heer. Is my skuilplek, my trooster, veilige vesting van krag, met hart en stil, en alles wat ek het, bring ek aan die ewig, Heer. Kom, laat ons juig, laat ons sing voor die Here, sing van sy mag, van sy grootheid en krag. Berge buig neer en die see ry saam, by die aanhoor van sy naam. Ek wil U prys, want U is my skepper. Ek wil U loof in my lewe lang Heer. Niks vergelyk met die liefde en sorg vir my. Heer Jesus, my redder, Heer, daar is niemand soos U. Laat elke dag, en alles wat ek doen, vol wees van die liefde, Heer. Kom, laat ons sing voor die Here, sing van sy mag, van sy grootheid en krag. Berge buig neer en die see ry saam, by die aanhoor van sy naam. Ek wil U prys, want U is my skepper. Ek wil U loof in my lewe lang Heer. Niks vergelyk met die liefde en sorg. Niks vergelyk met die liefde en sorg. Niks vergelyk met die liefde en sorg vir my. Goeiemôre broers en susters en kinders. Baie welkom vanoggend hier en almal wat ook terug is van holidays. En wat verjaar vandag en in die week. Ons gaan nou daarby kom. O ja, hier is dit. Volgende ding op my agenda. Vir die volgende mense verjaar vandag: Reino Boshoff, Charles Engelbrecht, Bella Boysen, verjaar môre, Lou de Tooy, Dani Jansen van Rensburg, Mira Hendriks, Adrian Hoogendijk, Willem Hoogendijk, Maria Odendaal en sê geweer? Yes. Daai is enige van hierdie mense vandag hier? Ja, kan julle opstaan asseblief? En dan ook, ek weet julle was almal hier gewees Kerstyd, maar Christa het op Kersdag. So, kom ons klap vir hulle almal hande julle. En dan is hier natuurlik vir julle ook sweets vandag. So waar is my sweets uitdelers? Enige iemand? Yes! So, ja, hulle mag kies
Eniges behalwe die pinker. Ha? Ja, nee, gaan asseblief gaan deel die sweets uit. En dan baie welkom, skus vandag vir al die besoekers. O, huweliksherdenkings. Ek is wie sê huweliksherdenkings? O, daar's dit, skus. Adam en Anne-Marie Botha se 51ste huweliksherdenking. Sjoe. En oom Jake se 52ste. En dan ook Paul en Erna Giglio se 23ste. Almal hierdie week word gevier. So kom ons klap vir hulle ook hande. Hulle en deel ook vir hulle sweets uit as hulle hier is. Gee maar daar vir hulle 'n sweetie. Die pinke is vir hulle, ja. Goed, en dan is dit nou tyd om rustig te raak. Onsself beskikbaar te stel vir die Here en vir die aanhoors van sy woord. So kom ons raak stil. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam die vreugdelied wat engele sing as 'n gebed. Vreugdelied wat engele sing, het die boodskap oor Jesus aan herders gebring. Die goeie nuus, soos lank reeds voorspel, het 'n engel die nag aan die herders vertel. Die boodskap wat vrede op aarde sal bring, aan God die eer, weer klink daar die lied, wat die engele juichend vol lof aan hom bied. Immanuel, Immanuel, God kom verlos sy Israel. Die goeie nuus wat engele bring, is die boodskap wat herders voor meisjes wat kring. Nee, herders ook ons nou getuig, en die dankbaarheid oor ons verlosser wij juich. Immanuel, Immanuel, God kom verlos sy Israel. Hemelse Vader, ons het u seun ontvang, nie as vriende nie, maar as vyande. Ons was nie bly om hom te sien nie.
Ons was nie goed vir hom nie, maar hy het ons geroep. Hy het ons gelei uit die duisternis en hy het ons gered daarvan. Dit het hom sy eie lewe gekos. Here, vandag dink ons weer aan wie hy is en wat hy doen, maar nog belangriker is dit waar hy is. Amen. Ek groet julle vanoggend in die naam van hom wat was en wat is en wat weer gaan kom, genade, barmhartigheid en vrede vir julle almal. Kom ons loof die Here nou met lied 215 vers 1 tot 5, besing die lof van Jesus saam. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Juig hemel, aarde, roem sy naam en dien hom. Christus is die Heer, o nagesag van Israel, gee die Messias eer. Erken hom as Immanuel en doen hom vind hom thuis aan. Christus is die Heer. Verdwaaste mens, aanvaar dit nou dat hy jou heil begeer. Bekeer jou en sy gees sal jou laat loof en prys en dien hom. Christus is die Heer. Wees volkere opreg en wys dat hy wil hom bo alle vorste prys en eer hom daagliks aan. Christus is die Heer. Hy wat as die oorwinnaar staan, kom op die wolke weer. Heeft al wat leef jou loflied aan en dien hom. Christus is die Heer. Ons skriflesing is vanoggend uit Jesaja 43 vers 1 tot 12. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op die naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou en Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is en omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af en maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee en vir die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het
wat ek gemaak het. Laat my volk hierheen kom. Die volk wat blind is, al het hulle oë, wat doof is, al het hulle ore. Laat al die nasies bymekaar kom. Al die volke moet teenwoordig wees. Watter afgod kan hierdie dinge so aankondig? Wie kon vooraf sê wat gebeur het? Laat hulle getuies bring, dat die hulle saak bewys. En die wat luister kan sê, dit is waar. Israel, julle is my getuies, sê die Here, en ook my dienaar wat ek uitverkies het, sodat julle my kan ken en in my kan glo, en kan besef dat ek die Here is. Voor my was daar geen God nie, en na my sal daar ook nie een wees nie. Ek is die Here. Buiten my is daar geen redder nie. Ek het die redding aangekondig. Ek het gered en dit laat verkondig. Ek, nie 'n ander God onder julle nie. Julle is my getuies, sê die Here, en ek is God. Nee, julle kan maar gaan sit. Ek nou net, hoekom is julle nog hier? Sorry, maatjies. Toe ek 6 jaar oud was, het ek eendag daar by 'n spar gesit en dit was in 'n moeilike tyd in ons land, dit was in 1991. En toe kom iemand by my venster wat vir my sê hy gaan my doodmaak. En ek het ongelooflik angstig gevoel en my ma was in die winkel in. Die venster was so skreefie oop, my klein sussie was hier en my maatjie was ook saam met my. Nou ek kan niks anders van hierdie dag onthou, maar was die angs en die feit dat 'n oom gesien het dat ek huil en daar kom staan het en nie weggegaan het tot my ma teruggekom het uit die winkel nie. Toe my ma oorlede is, so nie lang terug nie. Kan ek nie onthou wie my gebel het, wat hulle vir my gesê het, maar ek onthou wie daar was. Onthou my vrou, my broers, my suster, my pa, en ek onthou my vriend ou Dana en sy vrou wat ook daar was. Ek het al baie gesien, dat wanneer mense sterf, daar nie woorde is wat jy kan sê nie, daar nie antwoorde is wat jy kan gee nie, en dat al wat hulle regtig wil hê is dat jy by hulle moet bly. En dink nou so ook aan, dat as jy regtig eendag in die nood is, en soos daai kinders wat vasgekeer was in daai grot, en die waters hulle gekeer het dat hulle kon uitgaan. Hulle was nie gepla om antwoorde te kry vir hoekom dit gebeur het nie. Hulle was net bly daai duiker het daar onder deurgekom en hulle kom haal. Dat hy hulle nie daar gelos het nie. Nou ons kan geloof so maklik in 'n klomp idees verander. En dan het hierdie ouens die regte idee en daai ouens het daai idees en hulle is verkeerd, dit is hoekom. Maar geloof gaan oor verhouding. Verhouding met die Here. Nou Kersfees het ons nou gevier en is amper verby. Maar ons vier dit eintlik nog vir 'n rukkie. En as daar een woord is
waarmee jy Kersfees sal beskryf, die volle betekenis daarvan sal vasvang, wat sal dit wees? Baie geleerdes praat van inkarnasie, en dit is 'n woord wat beteken God het mens geword. Maar dit is ook 'n idee. Dis hoe ons dit verstaan. Die woord Immanuel dit sê God is by ons. By ons. En daarom is die kern van hierdie woord Immanuel nie 'n mooi slogan nie. Dit moet ons eintlik tref. Want dit sê vir ons dat God het homself gebind. Hy het besluit, hy gaan homself beperk. En een van ons word, saam met ons swaar kry, saam met ons sterf. Dit is nie romanties nie. Dit is 'n gevaarlike idee. En dit is nie iets wat ons voel nie. Dit is 'n feit. Dit is 'n feit soos wat jou skade weer aan jou vas is, of jy hom sien of nie. So is God by jou. Dit is wat Immanuel beteken. Nou ek weet baie keer, en ek ook, het ek hierdie idee van God wat in 'n goue stad sit op 'n troon in 'n paleis. Maar hierdie Immanuel vat hierdie idee weg. Dikwels verkies ek God daar op sy troon. Dikwels is ek bly, hy kan nie alles sien nie. Maar ons moet hoor vandag, hierdie naam van Jesus, wat sê, God by ons, breek hierdie hele fantasie op. Stikkend. Dit ontmasker ons verkeerde idees oor God. En sê vir ons, God is hier, by my. Hier. Dit vat die hele illusie van afstand weg. En hy is nie net daar wanneer dit swaar gaan nie. Hy is daar elke oomblik van jou lewe. Wanneer jy verveeld sit. Wanneer jy geestelik lui raak. Wanneer jy wegkyk as iemand hulp nodig het. Wanneer jy versuim om te help of dit los vir die volgende gelowige wat oor die ou se pad kom. Elke oomblik is hy by jou. Hy ken jou gedagtes, hy ken jou planne, hy sien jou eigelary, hy ken jou bedoelings. Hy bly nie hier in die kerk nie. En as jy hom net hier ervaar, dan stel jy nie jouself beskikbaar op ander tye nie. God se nabyheid kan ons baie maklik begin konfronteer ook, konfronterend wees. Want Immanuel sê vir ons kan nie vir God wegkruip nie. Dit sê vir ons, dat ons kan nie sê dat God nie sal verstaan. Want hy het mens geword, en hy was versoek, hy was honger, hy het swaar gekry, hy was desperaat, hy het verlies gely, hy was bang. Sy nabyheid kan ons ongemaklik maak, maar hy gee nie om nie. Hy wil net hê ons moet met onsself eerlik wees daaroor.
dat ek hom nie by die huis los as ek bachelor's parties toe gaan, dat ek hom nie by die huis los as ek werk toe gaan nie, en dat ek hom nie los as ek alleen is nie. Die realiteit hiervan, dat hy altyd by my is, gaan my baie pla, maar ook op ander tye vertroos. Gaan my ongemaklik maak. Maar dis 'n feit, dat hy by jou is. Nou ons teks wat ons gelees het vandag, het God 'n klomp beloftes gemaak deur Jesaja. Maar wat Immanuel is die beliggaaming hiervan. Ek is by jou. En ek gaan saam met jou deur alles wat in jou lewe gebeur. Jesaja 43 sê nie, hy vat jou om die vure en om die riviere en oor die riviere. Hy vat jou deur al hierdie goed. Hy spaar jou dit nie. God se liefde word nie bewys in dinge wat in jou lewe gebeur waarvan jy nie hou of waarvan jy hou nie. Dit word gewys in sy belofte dat hy saam met jou is. Sy nabyheid. En die feit dat dit nie jou einde is nie. Dat jy deur hierdie vure kan gaan en deur hierdie hartseer, deur die storms, en dat hy naby jou is, by jou is. Dat hy 'n God is wat weier om huis toe te gaan, wat weier om jou uit te los. Dat hy, Immanuel, met Kersdag, in ons wêreld ingekom het, in ons, as mens dit so kan stel, blast radius van 'n ontploffing. Want hy alles ervaar het wat ons ervaar het. Kersdag sê, Jesus, God, het hierdie belofte van Jesaja 43, om saam met ons deur alles te gaan beliggaam. Het vleis aan dit gesit. Om nie as 'n toeskouer te leef nie, maar as 'n deelnemer. Om te kies. Om nie net swaar kry te antwoord of te observeer nie, maar om in dit in te tree. En nie om ons daarvan te red altyd nie, maar ons deur dit te dra. Kersfees antwoord die vraag, waar is God? En die antwoord is hier. By jou. As die dominee huis toe gaan, na iets slegs gebeur het, is hy nog daar. Hy los jou nie uit nie. Dis baie keer 'n bietjie onnigterend om te dink dat hy altyd daar is en dat hy daar was voor die storms ons getref het, dat hy gesien het en met ons was toe alles in mekaar geval het. En ons reaksie daarop is dikwels om hom te blameer. Maar hy het nie beloof dat hy ons nie in riviere gaan laat gaan nie. Hy het nie beloof dat hy ons nie deur vuure gaan vat nie. Hy het ons beloof, hy is teenwoordig daarin. Hy het beloof dat hierdie skroei of die vuur ons nie gaan doodskroei nie, dat dit ons nie heeltemal gaan wegspoel nie.
God maak ons nie bulletproof nie, maar hy maak dit ons nooit alleen is nie. En ons sien hierdie goed in Jesus se eie lewe ook. Jesus self is deur die vure gebrand. Jesus self moes deur 'n vure gaan. Hy het dood gegaan. Maar die dood kon hom nie vashou nie, kon hom nie bind nie. En dit is die vervulling van hierdie belofte in Jesaja 43. Dat al gaan ons ook deur hierdie goed, kan dit ons nie vashou nie. Hy is altyd by ons. Is jy bewus vandag daarvan dat die Here by jou is? Onthou, dit is nie 'n gevoel nie. Dit is nie 'n emosie nie, is nie net 'n wete nie, dis 'n feit. Ek wil sê ons voel hom nie, en die probleem is nie dat hy nou nie teenwoordig is nie, die probleem is dat ons nie bewus is van hom nie. Dit beteken ons moet sorg dat ons meer bewus raak van hom. Dat ons tyd saam met hom spandeer, dat ons dinge doen wat hy sou doen. Help ons lê heeldag in PlayStation speel en terwyl die Here besig is om mense te help nie. Raak stil. Spandeer tyd. Want wat is die bedoeling van God se met ons wees? God sal nou al hierdie moeite doen. Want hy wil ons verander. Hy wil 'n blywende verandering in ons lewens bring. Hy wil nie net vir ons nuwe idees gee, kennis gee nie. Dit kan jy lees, en jy moet. Maar hy wil dit doen deur 'n verhouding met jou te bou. Idees lees jy, verhoudings leef jy. God wil nie hê dat jy moet 'n klomp idees van hom hê nie, hy wil 'n verhouding met jou hê. 'n Verhouding wat weet dat God alles waardeur jy gaan verstaan. Dat hy alles wat jy beleef in jou lewe, beleef het. Hy is nie net 'n God wat almagtig is en wonderlik en goed nie, hy is 'n God met lewenservaring. En hy is by jou. En dit maak dat ons God nie kan blameer van 'n afstand nie, wanneer dinge verkeerd loop nie. Dit maak dat ons nie neutraal kan wees in die lewe nie. Dit maak dat ons nie 'n simpel, gemaklike geloof kan hê nie. Dit maak dat ons nie ons pyn kan gebruik om God weg te stoot nie. Want hy is in jou by jou pyn. En hy vat jou deur na die ander kant toe. Hy vra vandag vir elkeen van ons hierdie vraag. As jy vandag hier sit of by jou huis of in jou kar en ek is by jou, hoe sal jou lewe lyk? Want ek is by jou. Jy kan my nie by die huis los nie, en ek weet jou lewe is nie perfek nie, en dis nie wat ek vir jou wil sê nie, ek wil hê jy moet bewus wees van my teenwoordigheid. Ek wil hê jy moet vir my wegkruip nie, want jy kan nie, dis stupid. Maak jou hart oop.
maar laat my ook toe om jou te vorm. Moet nie net na my toe kom om getroos te word nie. Kom na my toe, sodat ek jou kan vorm. Want ek wil jou dapper maak. Ek wil jou sterk maak. Ek wil jou moed gee. Ek wil jou net 'n beter mens maak nie. Ek wil hê jy moet op 'n weg hardloop. Vertrou op die Here se teenwoordigheid. Vertrou dat hy by jou is. In die goeie en in die slegte tye. Weet hy is by jou. Of dit jou nou ongemaklik maak en of dit jou vertroos. Kersfees sê dit vir ons. Hy is by ons. Elke sekonde en elke dag. Hy het ons nie in 'n boksie gelos, so klomp katjies nie. Hy is by jou. Amen. Hemelse Vader, U het ons geseën met 'n baie moeilike idee. Wat meer is as 'n idee, is 'n verhouding. U is elke oomblik van ons lewe by ons. U sien alles wat ons doen en U ken alles. Here, vir party van ons beteken dit vandag dat ons dalk 'n bietjie skaam voel. Maar vir hulle sê U, Here, wees net bewus van my teenwoordigheid. Leer by my. Volg my. Here, verander van ons wat hierdie pyn wat hulle in hulle lewens ervaar het, wat U wegstoot en blameer daarvoor. Vir hulle wil U sê deur hierdie naam van U Immanuel, dat U hulle pyn ken. Dat U dit saam met hulle ervaar. Dat hulle nie moet vra hoekom was U nie daar nie, dat hulle moet vra hoekom is U nog daar by hulle. U het alles saam met hulle ervaar. U het hulle deur dit gedra. Here, U is U beloftes beliggaam en U het vandag vir ons gesê, U gaan ons deur alles vat. Here, breek die illusies af van gemaklike geloof. Help ons om nie te dink U is ver nie, nie te dink dat ons lewens maklik moet wees nie, maar dat U ons deur alles dra. Dat niks ons kan vernietig nie, en help ons dat dit ons sal verander en sal moed gee. Ons prys U, Jesus, dat U 'n God is wat simpatie het met ons swakhede. En wat 'n verhouding soek met elkeen wat U is. Amen. Ons gaan nou, kom ons staan op en dan sing ons saam lied 177, Jesus groot bo almal. Jesus
vir U my lewe bring. Ja, ek wil U naam besit, Heilige Heer. Jesus, oor alle grense, reik U bevryding. U liefde red volkome. Immanuel, God is met ons, redende Here, lewende woord. En ek wil U naam besit, vir U my lewe bring. Ja, ek wil U naam besit, Heilige Heer. En ek wil U naam besit, vir U my lewe bring. Ja, ek wil U naam besit, Heilige Heer. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer. Is dit nou geleentheid om die Here te dien met julle offergawes? Here, baie dankie dat ons ook vandag kon kies om nie neutraal te wees nie, maar om U teenwoordigheid by ons ook op elke manier van ons lewe te laat orden volgens U wil. Dankie Here dat ons ook hierdie offer wat vandag hier gekry is, dat ons dit ook kan aanwend tot die uitbou van die koninkryk in hierdie wêreld. Maak ons getuies. Amen. Goed, kom ons, terwyl ons sit, sing lied 512, vers 1 tot 3 as ons gebed tot die Here vir oggend saam. En daarna kan julle opstaan en dan die seën ontvang.
Christus wil, Vader vir my, en U liefde bly by my, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. U ken my angs en vrees, U staan my by. U lei my deur U Gees, maak my weer vry. U woord verseker my, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. Waar hartseer pyn en leed my weer loslaat, sal U my nooit vergeet, my nooit verlaat. Deur lyding bring U my, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.